Goeiemôre en baie welkom as ek kan. Dankie so. Ja, is hy hier? Oei, die krag is Is gesaboteer. Goed. Kom ons begin weer. Goeiemôre en baie welkom. Kom ons kyk. Is daar nuwe kuiermense? Niemand, nuwe lidmate, niemand nie? Van swak op af. Wag julle nog. Van swak op af, ja. Righto. Lief en leed, ons het kennis geneem van Cassie William wat oorlede is. Ons het nog nie begrafnisreëlings gekry nie, so ons kan nie vir julle enige inligting daar rondom gee nie. En dan Sofia van Heden, ek was die afgelope week, sy het maar haar op en af daar, en Benny kyk voltyds na haar, en dan sy was het draai in die hospitaal gemaak, weer in koma gegaan en so aan, die organe sukkel maar. En dat is geverlie van Skalkwyk, hy het weer so 'n bietjie 'n dip gevang, en ons gaan vir hom suurstof gee en so aan. Goed, kom ons kyk na ons program. Vir die mannekamp is ongelukkig afgestel of uitgestel vanweë min belangstelling. Ons kon nie die ou laat kom vir 10 mense nie. Vanoggend gaan ek na Witvlei toe en dan is ons by Klein Keitjop en Kalahari hierdie week en volgende week is ons by Kroonster in Samadel. Gaan ons daar kuier rondom eredienste en 'n Bybelstudie. Dan die 24ste is ons nog besig om 'n uurbyeenkoms. Ons wou hom uitstel of afstel omdat daar 23ste sprekers sou kom vir gimnasium, maar lyk my gimnasium het haar gekanselleer. So ons is nog in heroorweging, ons sal vir julle meer besonderhede later deurgee. En dan die week wat voorlê is weer, ons is terug by die normaal kategese, Dinsdag 6:00 Klein Keitjop, met 2 woorde wees, en dan Woensdag is Bybel weer by Huisdion Louwen by Elim en Kalahari, en dan by die manne Vrydag, en dan gee ons belydennisklas. Ons het 2 belydennisklasse, een in die skool, elke Vrydagoggend om 7:30, en dan het ons maandag 5:00 vir die ouens wat nie in die skool het nie, en hulle kry nou koud, so ons zoom maar, want ons het 'n meisie van Witvlei wat in zoom, en dan kuier ons met mekaar rondom die belydennisklas. Goed, en dan het ons tee na die diens, is daar tee, het ek iets uitgelos. Iemand wat iets wil noem of sê of iets wat gebeur, wat ons nie af. Ok, nou sit julle skuld, nie myne. Goed. Baie dankie. Dit is wat die afkondigings aanbetref. Kom ons kyk na wat sing ons vanoggend. Ons tema vanoggend gaan oor God van winter. Ontdek en ken en leef. Dit sou die tema gewees het van die mannekamp. Ek het hom net verander na ontdek, ken en leef God in die winter. Ons sal weer daaroor praat. Serena? Môre julle? Ja, as ons aan die winter dink, ek persoonlik is verskriklik lief vir die winter, maar baie mense dink my kop raas, want winter is vir almal 'n bietjie nie lekker koud en alleen en donker en nie lekker seisoen nie, en dis maar hoe ons oor die algemeen oor winter dink, en daarom het ek vir oggend liedere uitgesoek wat eintlik sê, God is ons kombers, God maak ons warm, God maak ons toe, ons Here beskud ons en beskerm ons teen die koue buitekant, die slegte goed. En daarom het ons gedink om te sing vanoggend, al my twyfel, bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Vers 2, al my sonde bring ek Jesus, wat my reinig deur sy bloed. En dan, ons het almal tog so baie kwellings. Al my kwelling bring ek Jesus, hy skenk my volkome rus.
Dis 'n pragtige ou lied hierdie. So kom ons sing dit saam. En dan, ons het nou net die lied gesing, My God is all I need. En ons het dit al in die kerk gesing 'n ruk terug. Dis nie moeilik nie, julle gaan dit vinnig optel. So kom ons sing dit ook vanmôre. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope, although the night is long and deep. Pragtige woorde, kom ons sing dan hierdie lied ook saam. En dan ons laaste lied, Psalm 16, wat ons goed ken, spesifiek, Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. En die refreintjie wat sê, en as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. En ons slotlied vanoggend sal Dominee Dirk aankondig, lied 281, pragtige woorde, wat as die winter kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. So kom ons sing vanoggend lekker saam, ons sing onsself warm, ons is lekker baie, en dan kan ons weer gaan sit. Die wat, soos Dominee Dirk sê, knie het, kan maar bly sit, of later gaan sit, maar kom ons staan maar vir al ons liedere. Inderdaad, die winter gaan ons in die knie en die arms en al die gewrigte en die goeders in, né? Kom ons kyk na ons fotum, ons vertrekpunt, dat God is die God van wanneer jy somer is, wanneer jy vrug dra, maar God is ook die God van die winter, en winter het verskillende betekenisse. Dit kan koud wees, maar dit kan ook 'n tyd wees in jou lewe van ingetoondheid, wat ek so 'n bietjie net miskien op 'n minder goeie plek is. Kom ons kyk na Psalm 74, waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Baie keer voel 'n ou so. Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? Dink tog aan U gemeente, wat U lank gelede U eiendom gemaak het, die volk wat U vir Uself as besitting verkry het. Sionsberg waarop U gewoon het. Die berg is ook 'n teken en 'n metafoor van gebed om naby God te wees. En dan later in die Psalm lees ons die volgende woorde: Dit is U aan wie dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plekke gegee het. So ons is nie uit God se beheer in die nag byvoorbeeld nie. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van U hand. Hou hierdie Psalm in gedagte, want ons val nie uit God se genade nie. Trouwens, God gee vir ons somer, God gee vir ons lente, God gee ook vir ons winter, omdat daar 'n bepaalde doel is, en dit gaan ons vanmôre kyk. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader, die skepper van seisoene, Jesus Christus, die Here van seisoene, en die Heilige Gees wat jou lei deur seisoene in jou lewe. Amen. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my mishaal nie, op sy woord kan ek vertrou. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Al my sonde bring ek Jesus, want my reinig deur sy bloed. Hy bewaar my rein en heilig, deur sy gees in my gemoed. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue.
Hy skenk my volkome rus. Hoe die donker wolke saampak, niks kan ooit sy liefde rus. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Dark is the valley, faint the light at my feet. But whatever may face me, my God is all I need. Bright, bright are the treasures, so my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope, although the night is long and deep. He is my soul, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise to my Father be, my God is all I need. Bright, bright are the treasures life may offer to me, but whatever the pleasure, my God is all I need. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope, although the night is long and deep. He is my soul, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise to my Father be, my God is all I need. Breathe for my days here, soon my journey complete. But I look to my Savior, where God has met my need. Yes, He has met my need. He is my strength when I cannot go on. Peace when all my power is gone. Hope, although the night is long and deep. He is my soul, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise to my Father be, my God is all I need. Praise to my Father be, my God is all I need. Julle vaar goed met die nuwe lied. Klink sommer baie mooi.
Here, U is my Here. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storm sal my voet met brete kraag. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Here, uit die hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles sien tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Baie dankie. Ons gaan vanoggend lees uit Exodus en julle sal onthou uit Exodus kom daar twee dinge voor wat ons as temas vir ons gebede gaan hê vanoggend. En die eerste een is wat interessant is dat Moses was in die woestyn, hy het eintlik weggekruip, want ons sal later sien, hy was in 'n wintertyd van sy lewe. En dan sê die Here vir hom by die brandbos, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek wonder of ons, wanneer ons bid, of wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, altyd bewus is daarvan, dat ons op heilige grond is. Ek wil hê jy moet net stil word vanoggend, al bid jy nie. En word net bewus daarvan dat die Here kom sê, trek uit jou skoene. Jy staan op heilige grond. Elke keer as jy die naam van die Here aanroep, elke keer as jy in die teenwoordigheid van die Here kom, word bewus daarvan, jy staan op heilige grond. God is hier teenwoordig. Moses en baie ander het selfs hulle gesigte bedek, toegemaak,
want ek is op heilige grond. 'n tweede belangrike ding om te weet is dat die Here kom en sê vir ons, toe Moses vir hom vra, ek moet nou na mense toe gaan wat suffer, wat swaar kry, wat verbuitend is en verbitterd is, omdat hulle voel die Here het hulle gelos, ander voel die Here bestaan nie. As nie tyd vir kerk of vir godsdienst of vir stilte nie, as net tyd vir ly, bekommerd is, swaar kry. Dan kom die Here en hy sê, ek is. Dis die naam waarop die Here aangeroep word. Ek wil hê dat jy bewus word van die feit dat God hier is, of jy op 'n goeie plek of 'n slegte plek is. Of jy probleme het en of jy met iets sukkel, of in 'n onsmaaklike situasie is, of in 'n wintertyd is, of dinge nie vir jou uitwerk nie, of siek is, roep die Here aan, want hy sê, ek is. By jou, in hierdie situasie, is ek ten volle is. Onse Vader wat in die hemel is, hofsaake kan vir jare aanhou. Mense kan vir maande en jare bedlend in 'n hospitaal of 'n ouerhuis of by die huis lê. Jy sien nie 'n greintjie van hoop nie. Mense met kroniese siektes wat vir maande, weke, maande, jare sukkel. Ons wil in daardie kamer van ons lewe te gaan soek na ek is. Ons wil weer bewus word van u teenwoordigheid. Meer nog, Here, ons wil bewus wees en meer leer hoe u aktief met ons besig is. Ook wanneer ons verstand verloor, selfs in 'n koma gaan, bedlend is, of in 'n situasie is wat net nêrens heen gaan nie. Here, openbaar u self hou ons in 'n wintertyd. Amen. Waar is ons kinders?
Terwyl julle vorentoe kom, wil ek net seker maak dat my telefoon nie hier op my afgaan nie, hy is af. Kom. Julle kan sommer hier opstap, ons gaan hier kom staan. Hier is so 'n klomp met goodies, né? Wow, is dit lekker. Hierdie boetie sê alles 28. Ja, dis 'n flits, ja. Kom ons vertel gou vir julle die storie. OK. Ek het 'n seentjie, sy naam is Rocky. Sê hallo Rocky. Ja. Ek wou vir hom 'n Afrikaanse naam gee, Klippies, maar dit is vandag. So, ons noem hom maar Rocky. OK. Right. Rocky was baie slim. Rocky het vir hom, soos die Bybel sê, het hy vir hom 'n huis gebou op rots, lekker vaste stene, né? OK. So hy het swaar klippe gevat. Kyk gou, die rotse op kan bou. Ou Testament, Nuwe Testament. Ons gaan kerk toe, voel hom. Het jy krag? Is hy swaar? Is hy nie te swaar nie, voel hom? Nie val nie. Gaan jy draai? Daar gaat jy. OK, goed. So hy vir my sterk, het jy nie gevoel nie. OK. Wow, ja. So hy, kerk is wow, né? Kerk gebou, sonderskool gebou, by die huis, hoor jy van liewe Jesus, so hy vir my sterk huis gebou. Ons bou hom so sit, daai kant en daai kant, en Rocky sit lekker stewig op die huis, né? Maar, dis die lewe is nie maklik nie. Daar's kinders wat met hom grappies maak, en dis baie lelik. Dan maak hulle, loop hulle agter, as hy nie sien nie, gooi hulle hom nat, né? Kyk hoe hy lê. Wat maak jou dat jy huil? Wat maak jou hartseer? Jy vergeet. Wat maak jou hartseer? Hy is te skaam. Wat maak jou hartseer? Wanneer huil jy? Dit is skaam om te sê. Of huil jy, hè? As jou ma jou pak gee. OK, huil jy. Hè? So daar's baie hartseer goed wat gebeur, né? OK, ja, dan kry 'n mens seer en die goed gebeur, slegte goed gebeur met jou. En ander goed is weer, dit maak jou skaam. Rocky is verlief en Rocky het 'n brief geskryf vir sy meisie. Maar nou het hy die brief verloor. Jy daarom met 'n bietjie flits bring. Spat die flits en sit jy hom aan. Ek soek jy, waar is die briefie? Waar is die briefie? Kyk gou hier, waar is die briefie? Haal die briefie uit. Daar is sy. Hy het 'n briefie geskryf, kyk as 'n hartjie, Rocky hou van jou. Sy grootste probleem is hy weet nie vir wat 'n meisie om te gee nie. OK, so mense het baie probleme. En dis winter, en dan kry Rocky koud. En dan stuur die Here vir iemand om vir Rocky warm te maak, né? So in die winter gebeur daar partykeer goed dat dit sleg gaan met jou. Maar dan kom die Here en hy voorsien en hy sorg vir jou, né? Maak arm, hy droog jou trane en hy gee vir jou goed wat jy wil hê, wat jy soek. Is dit reg? OK, goed. Julle kan gou daarna nie toe gaan en dan maak ons Bybels oop by Exodus 3. Exodus 3 is 'n Ou Testamentiese verhaal wat handel oor mense wat in 'n wintertyd deurgaan. 'n Wintertyd deurgaan. Dis 'n storie, so ek gaan hom vinnig lees. Baie dankie. Exodus hoofstuk 3, hy het ons om. En julle ken al die verhaal, die meeste van julle ken die verhaal. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het.
Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond, ou vertaling, heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Amper kan 'n mens sê aangename kennis, want ek was lank stil, lank weg. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk, die heiligheid van God. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Vers 8. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvan te laat daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ons het nou die dag roomys gemaak met melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hittite, die Amoriete, die Ferisiete, die Hiwiete en die Jebusiete. Ek hoop julle kry dit in 'n sonderskool vraag. Vers 9. Die noodkrete van Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kon bevry. Vers 11. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het na my julle toe gestuur. Vers 15. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Vers 16. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, en aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, die Hittite en al die Ites. Vers 18. Die leiers van Israel sal na jou luister en dan moet jy en julle na die Egiptiese koning toe gaan en hom sê, die Here, die God van die Hebreërs het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek in Egipte tuiste met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die Farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk silwer en goue goed sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogter dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Tot sover. Goed.
Goed, so waaroor praat ons vanoggend? Ons praat vanoggend dan oor ontdek, luister mooi, ontdek, ken en leef God. Dit is wat die mannekamp sou gewees het, die onderwerp, ontdek, ken en leef God, en dan voeg ek by in 'n wintertyd. Wat beteken dit? Om God lief te hê, vir wie hy regtig is, en nie net vir waarmee hy my kan seën en wat hy vir my kan beteken en wat hy vir my gee. Dis nogal interessant. Goeie jaars of goeie tye vriende, né? Die ouens wat jou bier vir jou betaal in die kroeg. Of die ouens wat hulle huiswerk vir jou gee, sodat jy dit kan afskryf. Of die ouens wat vir jou kar kan regmaak of vir jou iets kan beteken, dan is hulle jou goeie vriende. Maar andersins is daar niks. Wintertyd. Ek bel elke Sondag my ma, soos julle baie nou al van julle weet, sy's 92, word 93, sy bly alleen op haarself in 'n aftreeoord, en die storms het gekom en haar huis totaal weggewaai, en sy moes toe uit, want alles is in mekaar, alle meubels is stukkend en alles, en hier op haar ou dag, wanneer sy net wil rustig sit en boek lees en handwerkies doen en in rus na al haar jare se werk, moet sy nou gaan soek vir plek. Sy het 'n kamertjie gekry wat maar baie simpel is, laat weet hulle vir my, en daarin moet sy nou maar plak tot hulle nou dalk die huis weer eendag gaan regmaak. Ek vra hoe gaan dit? Sy sê kry koud. Ons sê, nou sê ek, jy nie verwarm nie. Ja, so 'n klein dingetjie, maar hy vreet krag, so ek sit hom net 'n bietjie aan en af. En ons water is ook vuil, ek moet elke dag vir my water koop, want ons water kan jy nie gedrink of gebruik nie. Maar alles is deur mekaar, die bietjie goed wat hulle onder die nat en die stikkende goed het hulle in bokse gepak, en sy moet dit uitsorteer. Sy sê, maar dit is net te koud en ongemaklik om dit te gaan uitsorteer. Ek kan nie vir my tee maak nie, want my ketel is stikkend, die mure daar opgeval, en ook die mikrogolf. En ek vra myself af, is dit wat die winter aan jou doen? Ek kom van daai wêreld af, en die winter was nogal in 'n groot mate uitdagend. Maar nou, as ons na die winter kyk, dan is die winter op verskillende maniere. Serena het nou gesê, sy hou van die winter, is lekker cozy, maar dit hang af hoe jy na die winter kyk, want die winter kan beteken, weer is onsmaaklik. Hier was ons 'n paar lekker dae gehad, winters warm, wintersdae is lekker vir babes, maar in die suide kan die winter maar baie onsmaaklik raak, en hier ook as hy begin koud raak, en die wind begin waai. Maar dit kan ook winteromstandighede wees, dat jy deur 'n slegte tyd gaan. Hoe sê die jong mense, ek is nie op 'n goeie plek nie. Dit kan ook wees dat jy in 'n wintertyd met jou lyf gaan, verstaan jy? My pa het altyd verklaar van sy winterhande wat bars, of jy weet as jy ouer huis toe gaan, dan draai jou vingertjies soek om. Die artritis, né? Dan begin alles so pyn, waar daar nie plekke is, die pyn op. Alles is styf en koud en ongemaklik en onsmaaklik. Maar jy kan ook 'n wintertyd in jou kop kry, dat jou kop vashak en vries, dat jy weet nie hoe verder nie. Is amper soos groep babes, as dit -14 raak, jy het water op die plaas en in die krippe, maar is geys, die diere kan dit nie drink nie. Jy het water in jou pype, maar die krane loop nie, want dit is gevries. Daar is kos, daar is werk vir ons, maar ek het nie kos nie, ek het nie werk nie. Ek het 'n liggaam, maar hy wil nie doen wat ek verwag en wat ek moet doen nie. Alles is so gevries. Nou moet julle weet, nou het ons skeie mense en ons wil bietjie braai, maar mense, die vlee weet nie dis winter. Het julle ook vlee by julle huis? Ja, is nie eens, lyk my net ons. Hulle kom sit daar, ek sê, my magtig, kyk, dit is net muskiete, hulle sit so swart in die dak, en is vlee, het hulle nie geweet dis winter nie, en dan sê iemand vir my, net om my seer te maak, is nog nie koud genoeg nie.
Dan sê ek, maar ek wig al van die baadjie om my nek en my knieë knak van al die swaar klere wat ek moet aantrek. Maar die termometer moet nog 'n bietjie afgaan. En nog 'n bietjie af. En nog 'n bietjie af. As jy dink dit gaan reg met jou lewe en iewers moet nou daar uitkoms gaan, dan gaan dit nog 'n bietjie af. Dan gaan dit nog 'n bietjie af. Dis wat winter in metafories beteken. En dit is waar die Israel en Moses in ons verhaal deurgaan. Ek wil hê julle moet dit raak sien. Die globale deel, die hele volk Israel, maar ook Moses in sy persoonlike lewe. Egipte is nie meer lus vir die Jode nie. Maar hulle kan ook nie sonder hulle klaarkom nie. Dis net soos honde op jou werf, né? Of weet julle nie van honde nie. Hulle vreet jou bankrot, hulle mors op jou gras, hulle blaf in die nag as jy wil slaap. En as jy van hulle ontslae raak, dan breek die mense in en dan slange op jou stoep en jy het moeilikheid. So jy wil hulle nie hê nie, maar jy kan ook nie sonder hulle. En dis soos die Egiptenare gevoel het oor die Jode, soos my ouma sou sê, 'n onmisbare erfenis. Jy kan nie sonder hom nie, maar jy weet ook nie wat om met hom te maak nie. En dis dan wanneer die Egiptenare die Jode gebruik as donkies en muile om misbruik te word om al hulle slep en hulle vuil werk en handearbeid vir hulle te doen. Moses, die individu, sit met dieselfde probleem. Moses het in die luksheid van Farao se paleis groot geword. Lekker bederf, baie kos, luukse kamers, wonderlike beskoling en baie fancy groot geword. Maar dan besluit hy, ek wil teruggaan tussen my mense. En dit maak moeilikheid. As 'n moord op sy naam, hy moet vlug, hy gaan bly in die woestyn, hy kruip weg. Wat 'n antiklimaks, wat 'n wintertyd, né? Want hulle gaan hom arresteer, hulle kan hom doodmaak. En daarom word hy misbruik, pas maar 'n klompie skape op, want ons wil nie in die koue of in die hitte in die veld rondloop, en doen jy dit vir ons. 'n Wintertyd, 'n onsmaaklike tyd vir die Israeliete en vir Moses in hulle lewe. En dan begin die vraag vra, waar's God in hierdie tyd? Waar's God in 'n winterseisoen, in 'n tyd wanneer Rocky gespot word en geboelie word by die skool, wanneer sy lewe die mekaar loop, wanneer hy koud kry en wanneer dit nie met hom lekker gaan nie. Waar's God dan? Wanneer God se pad met die volk, ons het dit in Psalms gesien, ons het dit ook hier gesien, Here, maar ons is die volk, U is tog die God van Abraham, Isak en Jakob. U het 'n verbond gemaak met ons, U het U naam gegee, dat U 'n pad met ons sal stap. Waar is dit nou? Gevrees, is dood, gaan niks uit. Maar, dis juis in hierdie winterseisoen, wat Israel, Moses en ander God ontdek en ken vir wie hy werklik is. Dis in 'n tydjie, in omstandighede wat ek nie 'n greintjie lekker kry, seën, geluk ervaar of sien nie. Kersfees is verby, geen presente meer vir jou nie. Paastyd is verby. Pinkster oor die gees van God is verby. Al wat oorbly is hierdie koue, dooie, gevriesde wintertyd. Gaan niks aan. En is juis binne in hierdie tyd wanneer God kom en hy openbaar homself.
Ek het vir julle 4 dinge waarin hy homself openbaar en ek hoop dat jy in hierdie winter iets hiervan gaan leer ken en beleef. In die eerste plek, ek is. Moses kom op hierdie brandbos af. En die bos brand en die bos brand. En dan as hy nader staan, dan praat die Here met hom in 'n stem wat hy kan hoor. Trek uit jou skoene. Jy staan op heilige grond. En Moses sien wat hy sien, hoor wat hy hoor, weet wat hy weet, en hy bedek sy aangesig voor die Here. God bevestig dit ook, ek is jou God. Die God van Abraham, wat die verbond gemaak het, die God van Isak, wat deur die offer gegaan het, en God van Jakob, met sy hele bondel kinders en alles waardeur hy gegaan het en Israel geword het. Al kruip jy in die woestyn weg, al word jy 'n slaaf in Egipte, al sit jy in 'n kamertjie in 'n ouete huis en te bang om die verwarmertjie aan te sit want hy trek te veel krag, al lê jy in 'n hospitaal of 'n siekbed, stoks hulle leen in jou kamer, al moet jy ook in 'n sinkhuis gaan bly. Ons het dit beleef in Windhoek, dat ons partykeer gesien het, maar hierdie kar staan daar baie lank geparkeer, en dan kom ons agter dat daar 'n man en vrou en 2, 3 kinders binne in 'n kar, in 'n parking lot bly. Al kruip het weg. Hoeveel mense het ons destyds beleef, daar in Windhoek moedergemeente, wat weggehardloop het uit Suid-Afrika, weggehardloop vir hulle familie, wat vir hulle moeilikheid gee, weggehardloop vir hulle eie foute wat hulle gemaak het, weggehardloop het vir die lewe, en hardloop hulle Namibië toe. Een man het eendag vir my gesê, hy het gaan sit op die kaart, en hy dink hy het gekom van Leidenburg af, en hy het gaan sit, ek vra vir hom, hoe kom jy op Oetsho uit? Hy sê vir my, ek het op Leidenburg met die kaart gesit, en gekyk waar hou die teerpad op, en dit was by Oetsho. Dis voor hulle die Etosha pad geteer het, en daar het hy gebly, tot hulle hom daar begrawe het. Ander gaan kruip weg in Okavango, ons het hulle daar langs die rivier gekry. Ek het hulle gesien in Rio, uitgespoelde klomp piepies. Al hardloop jy ook weg Kanada toe, Nieu-Seeland toe, waar ook al jy kan hardloop. God is. God is daar. Ook in my swaar, ook wanneer ek soos 'n Job op die ashoop beland, ook soos 'n Kain wat as gevolg van verkeerde keuses in die tronk beland, of uitgestoot, uitgewerp op Robben Eiland, of in die woestyn weggejaag is. En dan vra Moses, wat is u naam? En dan sê hy, ek is wat ek is. Dis die naam wat jy moet aanroep. Ek is in jou wintertyd. Tweede een, in die winter, ek weet, sê die Here. Die hele hoofstuk Exodus 3 gaan daaroor. Al skuil jy agter 'n bos weg, Adam en Eva, al kruip jy in 'n kamer weg en jy kom of by jou huis, ek kom nêrens nie, ek wil niks met die gespuis te doen nie. Ek gaan nie kerk toe nie, kerk het my seer gemaak. Ek gaan nie werk toe nie, hulle het my gefeier. Ek kom nie in die mense in die winkels nie, want hulle skinder oor my. Ek kom nêrens nie, ek kruip weg. Al kruip ek onder 'n kombers weg. Ons het 'n tannie gehad. Sy was 'n baie prominente vrou. Vooraan, ek gaan nou nie name noem, maar goed te sien, dan ken julle waar. Sy was die vrou in Windhoek. Sy sê, maar die dag Kersdag het sy gehaat. Kersdag was haar mees eensaamste tyd in haar lewe. Sy slaap, sy maak haar kop onder die kombers toe, en sy bid Kersdag om.
al kruip jy weg onder die kombers, al sit jy waar ook al, die Here kom en hy sê, ek weet. Israel, ek weet waardeur julle gaan in Egipte. Moses, jy kruip weg in die woestyn en die sand en agter die bosse en die klippe. Ek weet. Wat vir my so wonderlik is in Openbaring, word Johannes gevra om 7 briewe vir 7 gemeentes te skryf. En hulle suffer maar onder lyding van goed en hulle maak foute en hulle beklei onder mekaar. En op elke brief staan daar, ek weet wat jy doen. Ek weet wat aangaan. Ek ken Moses se situasie, ek ken Israel se situasie en ek weet selfs dat Farao en Egipte gaan jou nie los nie, hulle gaan vir julle moeilikheid gee. Ek weet dit. Ek ken die moeilikheid. Ek weet daarvan. Jy hoef nie in 'n kas weg te kruip met jou geraamtes nie. Ek ken. Ek weet. Sê die Here. Volgende een. Ek sorg. Binne in die winter, wanneer daar nie vrugte aan die bome is of wanneer daar nie oes op die land is nie. Soos die Skepper God vir Adam in die tuin gemaak het om daarin te lewe en te werk. En hoe hy 'n rib gevat het en vir hom 'n vrou gegee het sodat hy nie alleen deur die lewe kan gaan nie. So sorg die Here ook vir Abraham. Al is hy 100 jaar oud om 'n laatlamkind te kry, was hy nie laat nie. En hy het vir hom kinders gegee soos die sand aan die see en die sterre in die lug. Soos God vir Israel uit die droogte uit die woestyn uit opgelig het en in die Nyldelta, Goshen is die plek se naam, vir hulle plek gegee het om te kan boer en in die leksheid van Egipte se versorging. So kom God wanneer die tyd ryp is om vir Israel weer uit Egipte uit slawerny te lei. As hulle deur 'n barre woestyn moet gaan, daar's nie water nie, daar's nie kos nie, dan sorg die Here vir hulle. Hy gee vir hulle water, hy gee vir hulle brood, hy gee vir hulle vleis uit die hemel uit. So sorg die Here vir Job, as hy alles verloor het, en hy sit op die ashoop. So sorg hy vir Josef, as hy soos 'n hond en 'n bees of 'n skaap verkoop is, aan die slawehandelaars. En hy sit in die tronk. So sorg hy vir Daniël as Daniël, omdat hy goed was in 'n leeuhok gegooi word. So sorg hy vir Rut, as haar man dood is, en haar skoonpa is dood, en sy en haar skoonma oorbly, dat sy deel word van die Messias se generasie. So sorg God ons deur die wintertyd, as ons deur 'n moeilike tyd gaan. Laaste een. Dis 'n uitdagende een. Binne in die winter, ek sal nooit vergeet nie, ek was in matriek. Ons sit voor die kaggel, jy sit eintlik binne in die vuur, né? Dis koud, die berge is halfvol sneeu. Niemand wil hulle neus of kop by die deur uitsteek nie. Dit was 10:00 die aand. Toe bel hulle, daar was nie selfone nie. Toe bel 'n boer my pa en sê met uitkom, ek dink dis moeilikheid. Toe het daar in Vleesdorp se wêreld tussen Vleesdorp en Caledon noem hulle dit die Armansbruggies. Dit is in die Tweede Wêreldoorlog gebou. Dit is net enkel bruggie, so jy moet wag dat 'n kar van voor af kom, dan kan jy oorgaan. Het 'n bus te vinnig gekom om die draai en hy's binne in daai yskoue water in 'n seekoei gat van water wat van die ysberge afkom met 50 rugby spelers binne in die bus. Nie een het dit oorlewe nie. In daai yskoue. En dan kom die Here in die koue winter en sê, los my uit. Ek is koud, ek het gevries,
ek wil nie meer ene was heen gaan nie. Ek wil net in my kamer onder my kombers bly. Los my uit. Dan kom die Here. Hy kan van tyd tot tyd self dinge doen. Maar God haal ons uit ons warm, kinders, comfort zone. Uit ons skuilplek. En hy sê vir Moses, gaan en kom uit hierdie woestyn uit jou wegkruipplek. En dan vat jy my volk en lei hulle na 'n nuwe toekoms. Dan vat hy sy gemeente of vat sy volk, daar waar die kospotte van Egipte is, haal hy hulle uit en sê, kom uit. Dit is wel 'n woestynpad, maar jy moet gaan, want ek het vir jou 'n nuwe toekoms van melk en honing. En dan sê Moses, ek hakel, ek kan nie, hulle gaan vir my vrek maak. Ek is bang, ek is onseker, ek is gestres, die mense gaan my nie aanvaar nie, want jy kom uit die paleis uit en jy het vir jou vreemd groot geword, nou wil jy jou nek om dik maak hierso. Hulle gaan my nie glo nie, hulle gaan my nie aanvaar nie. Moses, ek is by jou. Ek is, ek weet, ek sorg, ek stuur jou om te gaan. Jona het gevlug en die Here het hom van die boot af deur die visse maag binne in Ninive. Petrus het uitgeroep, gaan weg van my Here, ek is 'n sondige mens. Petrus, op jou rots wil ek my kerk bou. Livingston het na Afrika, die donker Afrika gegaan. Hy het 'n snaakse persoonlikheid gehad. Niemand het van hom gehou nie, sê die geskiedenismense. Aan die einde van die dag het die swart mense sy liggaam gedra, sodat hy eervol in Engeland begrawe word, nadat Afrika se malaria muskiete hom doodgemaak het. My eie vreemde pad, ek wou nie kom, ek wou aftree en gaan kamp. Ek is hier, die Here roep jou. Nie net vir my nie, vir jou. Kom uit jou kamer uit. Kom uit jou kombers uit. Ek wil jou gebruik. Ek stuur jou om Gobabis weer op die map te sit. Om Gobabis weer as Oosterse dorp, die ingang na die koninkryk van God te maak. Ek is klaar. Natuurlik is dit nie maklik nie. Winter het sy uitdagings. Egipte het hulle beklei. Egipte het hulle nie laat gaan nie. En toe hulle uiteindelik uit is, toe moet hulle deur 'n see gaan. En toe hulle uiteindelik deur die see is, toe wag daar vir hulle 40 jaar woestynlewe. Dis 'n lang uitgerekte proses. Josef, Paulus het selfs tronkstraf gehad vir jare. Moet ons nog langer wag? Moet dit nog kouer en moeiliker word? Ja, want sien, die vliee, die muskiete, die kieme moet eers oorwin word. Dis 'n groeiproses. Maar as die grond bewerk is en die fondasie is gelê, dan kom die somervrugte. En daarom moet ek en jy gaan. Uit ons warm comfortzone en die pad vat, want is wintertyd. Die Here wil ons gebruik, dat die wêreld kan weet, ek is, ek weet, ek sorg, ek stuur jou. Kom ons bid. Here, ons het gedink winter is wegkruiptyd, 'n toemaaktyd, 'n los my uit tyd, 'n tyd wat ek nie my kop of neus uit die deur wil steek nie. Maar Here, help my om U te vertrou en te glo. Help my om te weet, U is, U weet, U sorg, sodat wanneer U my stuur, ek sal gaan. Want daarin lê my warmte, my somervrug. Ons kom bid dat U Gees
ons daartoe sal lei. Amen. Kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Here onse God, ons kom bid vir elkeen wat in 'n wintertyd is. Wat soveel reumatiek en pyn, nie net fisies het nie, maar ook sielkundig en geestelik. Dat hulle nie kan sien om kop op te lig nie. Ek kom bid vir elkeen van ons wat hier is, en elkeen wat hier luister, en elkeen by die huis wat selfs nie eers die krag het om te luister nie. Dat u deur u gees vir hulle bewus sal maak dat u is wat u is. Dat u hulle omstandighede ken en verstaan, ver bo wat hulle besef. Dat u sorg. En dat u iemand stuur of hulle stuur om op te staan en die wind te gebruik om 'n groeiproses deur te maak. Dankie dat ons kan gee, sodat u koninkryk kan groei, ook selfs in 'n wintertyd. Amen. Kom ons sluit af met lied 281. Ek was arrogant om 'n woord of twee te verander. Lied 281 lees: Lei ons Here, groot en magtig, u alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons sluier, gaan ons verander en ons sing as die winter kleed ons sluier. Let op die woorde, sing dit as 'n gebed en ook as 'n inspirasie dat dit die wonderlikste winter kan wees van jou lewe. Kom ons staan. Lei ons Here, groot en magtig, u alleen ons hulp en krag. As die winter kleed ons sluier,
Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons sorg en steun. As die toekoms ons bekommer, sal die Here ons beskerm. Ons beskermer, die God wat ons behoed. Die God wat ons behoed. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons sorg en steun. As die donker ons laat snyer, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, die God wat ons bewaak. Die God wat ons bewaak. Ons bewaker, die God wat ons bewaak. Die God wat ons bewaak. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is jou bewaarder in 'n winterseisoen. Amen. Baie dankie, mag jy 'n lekker warm dag beleef. Kom ons gaan kuier saam rond 'n koppie tee, daar's vir julle voorberei.